Jare later kom dit op die lappe dat 'n matriekgroep se wiskundevraestel uitgelek is en nou moet hulle dit as heelwat ouer volwassenes herskryf. Hierdie klink dalk na 'n absurde storielyn, maar som van twee is gegrond op 'n ware verhaal. Simonay Pretorius maak haar debuut as regisseur en ek is super opgewonde om met haar en ander betrokkenes op die blou tapijt te gesels by die 12de Silverskermfees in Camps Bay. En jy in 'n blik verf geval? Dis vriendelike waanfees, 'n raakshow waarvoor ons probeer inkom. Pink's nie baie rock and roll nie. Dit moes Bleach uitkom, dink ek. Mense sê ek wou dit Bleach, nie dit moes Bleach uitkom. Is daar enige rede kom ons Ek wou nou nie kombuis los nie. Los! Dis ongemaklik, man. Daar's 7 fases van rou en aanvaarding is eers stap 7. Ek weier om aan nou al een kant toe. Pa! Los haar! Sal ons bid? 1, 2, 3, 4. In 'n street tussen Kostane. Gretelly, altyd lekker om op 'n rooi tapijt of 'n blou tapijt 'n nuwe film bekend te stel. Hoe voel jy oor hierdie spesifieke film? Ek is ongelooflik opgewonde. Dis vir my 'n groot eer om in 'n Silverskermfees film te wees. Dis my eerste keer. So ja, ek sien uit. Ek dink mense gaan dit verskriklik geniet. Dis snaaks, dis emosioneel, dis regtig ja, so wonderlike fliek. Ek sien ook uit om dit vir die eerste keer te sien. Vir die eerste keer vanaand gaan ons nou vir Vicky ontmoet. Vertel ons bietjie oor Vicky. Wie is sy en hoe is sy verskillend van die ander karakters wat kykers al van jou gesien het? Vicky is Vicky Weerligstraal, 'n wille wragtig. Ek love haar. Sy is deel van 'n garage band. Sy is 'n popular girl, die cool girl. Ek voel ek het nog nie 'n cool girl gespeel nie, so dit was vir my baie lekker. Ja, dit was vir my ook interessant om 'n karakter jonger as ek te speel. Dis die eerste keer wat ek jonger moes speel, so dit was vir my interesting, maar baie lekker. En Simonay as regisseur, dit is nou die eerste keer dat sy in die regisseurstoel is. Hoe het jy haar ervaar op stel? Ag, dit was ongelooflik en dit is regtig die eerste keer wat ek met 'n akteur wat regisseur is gewerk het en dit was regtig so lekker want ek dink gewoonlik fokus gewone regisseurs gewoonlik meer op die tegniese kant. Waar sy regtig op spel gefokus wat vir my so lekker is. Sy's briljant in wat sy doen. Sy was regtig ongelooflik en dit was so groot voorreg om in haar fliek te speel. Amazing, ons sien uit, dankie. Hunter, ons ken jy natuurlik van al die musiekgroepe waarby jy betrokke is. Maar om op 'n movie te werk, dis 'n heel ander ballgame natuurlik. Hoe behartig mense en hoe gaan mense te werk om 'n sound vir 'n fliek te bepaal? Ek weet nie, maar ons het maar probeer om dit so op ons manier reg te kry. Skrip gelees, jy weet, en dan kry mense so half 'n idee. Kyk, met hierdie spesifieke film was dit eintlik nogals maklik want dit is 'n tiener garage band, jy weet waar en ek was in menigte van daai. So dit was eintlik ek sou nie sê maklik nie, maar dit was dit was soos 'n wat is die woord? 'n comfortable space om in te wees, jy weet. Kon jy so vir jou jonger dae 'n bietjie herleef en teruggaan na daai sound en het jy bietjie ingetap in daai, as ek kan sê, die earlier days van Volk of Polisiekar, Rewels ensovoorts of glad nie? Ja, wel ek dink soos die bands voor daai, if you know what I mean, daai hoërskool speel net rowwe gitaar, mens weet nog nie lekker hoe stap werk nie. Ek bedoel dit was vir my eintlik nogal 'n lekker projek om aan te werk. Omdat hulle dit so maklik gemaak het en die mense het nogals goed perform. Ag ja. Ek dink ek jou vraag beantwoord. Nee, jy doen. So baie keer word die klankbaan van 'n film so 'n belangrike rolspeler en mense gaan luister na die tyd nog na 'n klankbaan. Dink jy hierdie gaan ook een van daai wees wat mense so of gaan vind op Spotify, som van twee luister, van is catchy, dis cool of nie noodwendig nie? Wat dink jy? Ek hoop so. Ek dink jy weet ons het dit geskryf asof daai band kan gaan live perform, jy weet. So ek hoop mense kan dit dik. Ek dink ja, ek bedoel selfs van die stukkies tussenin het ons geskryf asof dit klein lo-fi soort van ambient musiek kan wees. So ek hoop ons kan dit vrystel en mense kan dit gaan luister. Dit is gemaak om consume te word, jy weet. Lou, hoe verskil of hoe is jy soortgelyk aan jou karakter Henk? Want hy lyk omtrent na 'n karakter.
Weet jy, ek en hy is so ver verskillend van twee mense as wat jy kan wees. Hy is baie konservatief en hy is baie ingetoe, maar hy is baie lief vir sy familie en hy voel dinge uiters diep en hy sukkel om dit te wys. En in daai opsig is ek en hy nogal dieselfde. Jy weet, ek het al verlies ervaar in my lewe en hy ervaar verlies en jy weet, hy's 'n familieou en ek voel vir my familie. Dis eintlik maar wat ek verlewe. Hierdie goed is alles nice en so maar dit gaan oor wat gebeur as by huis toe gaan in die aand, jy weet. So, ek het gehoor terwyl Simonay die teks geskryf het sy jou in gedagte gehad as Henk. Dit moet seker nog ons 'n pluimpie wees om te weet dat 'n regisseur het amper 'n teks geskryf vir jou in gedagte. Hoe het jy gevoel toe jy dit hoor en ook toe sy jou kontak en sê luister, hier is 'n rol? Weet jy, dit gaan eintlik my verstand te bowe. Ek het nie eens geweet Simonay het geweet wie ek is nie, maar dis absoluut fantasties en ek ken vir Dries die vervaardiger al vir 32,000 jaar en jy weet, Dries het my gebel en gesê, hier is die ding, wil jy dit doen? En ek het net dadelik al gesê, want ek weet, die films wat Dries maak is fantasties. Simonay is op 'n next level. Ek dink sy het 'n fantastiese loopbaan wat vir haar voorlê as regisseur. En sy, jy weet, omdat sy akteur is, bring sy iets baie spesifiek en sy kan akteurs veilig en gemaklik laat voel. En ek dink regtig, ek dink Suid-Afrika gaan geniet wat sy het om aan te bied. Lieflik, ons sien uit na wat sy opgedis het en ook net die genre, komedie drama. 'n Dramedy, ek hou daarvan. Nou, ons ken jou in 'n komedierolle, ons ken jou in dramatiese rolle. Was dit lekker om so 'n bietjie van 'n middeweg met hierdie film te skep? Dis vir my is dit amper die ideale rol. Want jy weet, dis lig op tye en dis jy weet, daar's snaakse goed wat gebeur, maar komedie werk omdat tragedie bestaan. Jy weet, en hulle is maar twee kante van dieselfde ding en om 'n karakter te hê wat jy altyd daai goeders kan doen, is net 'n droom. Dis 'n absolute droom. Ek was mal daaroor. Dit was een van die lekkerste flieks wat ek in 'n baie lang tyd aan gewerk het. Ek was regtig in daai ding gewees vir die weke wat ons geskiet het en dit was regtig een van my beste filmervarings van my lewe gewees. Ons kan nie wag nie. Dankie Lou, dankie. Simonay, ek het gehoor en gelees dat jy hierdie droom al lankal gehad het om in die regisseurstoel te sit. Was dit makliker of moeiliker as wat jy aanvanklik gedink het dit sou wees? Om eerlik te wees, dink ek dit was eintlik makliker geweest as wat ek gedink het dit sou wees. Ek dink omdat ek 'n akteurs verlede het. Ek het skryfervaring. So om in 'n regisseursstoel te gaan sit het daai twee so mooi saamgewerk. Dat daar was 'n sinergie geweest en dit het baie natuurlik gevoel. So ek dink as jy so lank wag vir iets en jy voel jy het al die tools in jou toolbox nou, dan brand jy amper om dit te kan doen en ek wil amper sê dit was makliker as wat ek gedink het dit gaan wees. Dit was definitief, ek weet, dit was natuurlik uitdagings, maar ek dink ek was toegerus geweest, ja. Yes. Fantasties. En die feit dat jy ook medeskrywer was, het dit vir jou 'n makliker idee gegee van hoe jy die fliek wil aanpak van die begin in terme van jou akteurskeuses, jou styl, jou genre, het alles net mooi saamgekom? Ja, 100%. Om te kon skryf het jy geweet van die locations, jy het sekere stemme in jou kop gehad, Lou se gesig en James Baldwin se gesig was in my kop terwyl ek geskryf het. Daar was tipe musiek, daar was verwysings, so ek dink daai was 'n ongelooflike hulpvaardige ding om te kon doen om dit te kon geskryf het en die directing. Ek weet nie hoe mense eintlik directors hier nie geskryf het. Ek dink dit is baie moeiliker, ja. En hoe het jy jou regisseurstyl aangepak? Omdat jy ook 'n akteur is, het jy baie mooi gedink hoe jy jou akteurs gaan direct of het dit natuurlik gekom hoe dit gebeur? Ek wil weer ek het so gelag. Ek het skoon vergeet gesê. Nee, ek dink dit het maklik gekom omdat jy moet amper jouself keer om nie hoe jy dit interpreteer en hoe jy dit sou geact het op hulle te sit nie. So om vir hulle leiding te gee en dan te sê, okay, gaan jy nou daarmee en doen iets anders en verras my. Dit was nogal lekker geweest, maar die performance directing was by verre die lekkerste ding wat ek my lewe al gedoen het. En jy werk met akteurs wat dit nog beter maak as wat jy in jou kop gedink het dit kan wees. So so ek dink
dit het natuurlik gekom. Dit was baie lekker geweest. En die performances in hierdie fliek is regtig, dis mind-blowing. Is regtig dis wêreldklas gehalte. Wel, jy het 'n wonderlike rolverdeling, so dit maak seker ook mense werk makliker. Just this weekend I heard about this who cheated in his matric math final in 1990. Ek het eintlik my hande op 'n matriek wiskunde vraestel gekry. He leaked it to the entire town. I would like to request a meeting with the minister, please. Ek trek in. Kom, jy het jou kind gister by die begrafnis vergeet. Pa dink jy jippe. Hy weet nie ek loop al vir 3 weke in die klas nie, sy is skuld. Die snaakste oproep ontvang. Ek is gekies om my matriek wiskunde vraestel te I got a strange phone call last night. Did you matriculate from Barberton in 1990? Yes. Then I hope you own a scientific calculator. Really? Ek het goeie nuus. Ons het ingekom vir die fees. It's amazing. Nou, moet ons net op 'n manier by die fees uitkom. Hey jy. Ek gaan pa nie tutor nie, vergeet dit gaan nie goed eindig nie. Ek glo ek het dis fees toe vat. Rose is rooi, my pa se drooi. Vicky, wat's nou? Hou jy van haar? Yes, dis my vriendin. Hoekom dink pa self van? Nee. Jy kan in die lewe wees wie jy wil wees, weet jy. Die probleem is Gert, Bastian weet nie wie hy is nie. Ek wil eksperimenteer, okay? Ek het jou nie as 'n patriarg grootgemaak nie. Jy het my nie groot gemaak nie, maar